Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In 1943, tydens die Tweede Wêreldoorlog, het 'n groep mans van die weermag 'n spesiale opdrag ontvang. Hulle taak was nie om op die voorste linies te veg nie, maar om Europa se kulturele skatte te vind en te beskerm. Monumente, skilderye, argiewe, kathedrale en ander kosbare kunswerke. President Eisenhower het hulle opdrag gegee om uit te gaan en hul lewens te waag om soveel as moontlik van die kultuur van Europa te red tydens die oorlog. Hulle het die belangrikheid daarvan besef om hierdie skatte te bewaar sodat hulle toekomstige geslagte kan inspireer. Hitler wou al die skatte van die nasies wat hy binnegeval het, plunder, beroof en vernietig. Klink dit bekend? Ons het ook 'n vyand wat ons van alles goeds wil beroof wat God in ons lewens geplaas het. Hy is agter ons huwelike, ons gesinne en ons geloof aan. Die duiwel wil jou nie net seermaak nie. Hy wil die nalatenskap wat jy bou vernietig. Hy wil die beeld van God uit jou lewe en uit jou huis uitwis. Families wat in die waarheid glo en volgens God se woord wandel, is 'n monument in hierdie wêreld. En is 'n seldsame kommoditeit. Timoteus het ook so 'n familie gehad. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 5: En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan, is ek oortuig, ook in jou is. God soek mans en vroue wat bereid is om die skatte wat hy aan hulle toevertrou het, te beskerm. Hy soek na mans en vroue wat sal wag staan oor hulle huwelike en gesinne. Mense wat daarna streef om met integriteit, suiwerheid en getrouheid te leef. Die vyand wil hê, jy moet net 'n bietjie kompromie aangaan, en dan nog 'n bietjie, totdat dit wat eens sterk gestaan het, verswak is. Hy wil dit steel wat jy jare lank aangebou het. Hy wil jou van jou gade en die vertroue wat jou kinders in jou het, beroof. Hy weet dat die besluite wat jy vandag maak, môre se geslagte sal beïnvloed. Daarom moet ons waaksaam wees. Ons moet ons harte en ons gedagtes beskerm. Ons moet versigtig wees met ons woorde, keuses en selfs wat ons in ons gedagtes toelaat. Moenie toelaat dat die vyand by jou huis insluip deur wat klein of onskuldig lyk nie. Beskerm die skatte wat God jou gegee het ten alle koste. Here, help my om dit wat U aan my toevertrou het, met alles in my te beskerm, sodat my geloof en toegewydheid sal oorspoel in my nageslagte. In Jesus naam bid ek dit. Amen.